daarna kan uitstuur. Ok, so ek gaan my screen met julle share en kom my, so vanmôre gaan ons praat oor die grootste geskenk en as ek sê die grootste geskenk, dan bedoel ek daar is niks groter as waaroor ons vanmôre gaan praat nie. Vir my is dit die grootste geskenk. Nou ek wil julle net vertel van ietsie wat met ons gebeur het, 'n getuienis van 'n tyd toe ons finansiëel gesukkel het, en dit gebeur ons maar met ons almal van tyd tot tyd. En ek het ernstig vir die Here gebid en gevra, hy moet vir ons voorsien, en toe kry ek hierdie wonderlike teksvers, en ek wil dit met u deel vanmôre uit Lukas 11 vers 9. Hy sê, ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. So daar's nie miskien in daai nie. Soek en julle sal vind. Daar's 'n bid, of hy sê, bid en julle sal gegee word, soek en julle sal vind, en klop en vir julle sal oopgemaak word. So daai klop is belangrik. En dan gaan hy verder en hy sê, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. So daar is geen miskien in daai belofte nie. Hy sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. Nou, ons, meeste van ons is al ouers, so ons weet mos, as 'n kind ons iets vra, soos brood, dan gaan ons nie vir hom 'n klip gee. As hy vis vra, gaan ons nie vir hom 'n slang gee nie. En dan sê hy, as julle dan wat sleg is, weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. So, hy kom en hy sê, hy noem net een geskenk, en hierdie geskenk is die Heilige Gees. En toe ek hierdie belofte kry, toe was ek eers 'n bietjie teleurgestel, want Here, ek het geld nodig, ek het finansies nodig, ek het hulp nodig. En nou sê die Here vir my, hy gaan vir my die Heilige Gees gee. Maar toe ek daaroor gaan mediteer en dink, toe besef ek wat die Here eintlik vir my hier sê. Hy sê al hierdie dinge kom deur die geskenk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon. So as ons hom het ons niks anders nodig as die persoon van die Heilige Gees nie. Dis die grootste geskenk, want alles is in hom. Hy is die derde persoon in die Godheid. En alles in die Godheid het hy om aan ons te gee. So wat Jesus eintlik hier sê is, as jy enige iets nodig het, bid vir die Heilige Gees, want hy is die een wat al die dinge vir ons sal gee op hierdie aarde. Hy is op die aarde, hy het gekom. Nou gaan ons daarvan lees. Jesus sê in Johannes 16, ons is al in Johannes 15, en hier kom hy in Johannes 16 en hy sê, hy gaan terug na die Vader toe, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie. Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. So hy het alreeds vir hulle gesê, hy gaan terug na die Vader toe, en nou is hierdie ouens hartseer, want onthou, hulle hele hoop, alles was op Jesus. Dis nou voor die kruisiging. Al hulle hoop, al hulle hele toekoms, hulle het alles gelos om hom te volg. En nou sê hy gaan weg. Dis amper soos 'n leier wat 'n groot visie het en hy het 'n baie groot sukses van dit gemaak. En wat baie keer gebeur is die leier weggaan, die visionêre een uit die besigheid uitgaan, dan val daai besigheid plat. Maar Jesus sê vir hulle, moenie laat droefheid julle hart vervul nie, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan.
Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster. Nou daai woordjie trooster is parakletos. Para beteken een wat jou bystaan, para, en kletos beteken die een wat jou sal help, of wat jou sal troos, of wat by jou sal wees, wat saam met jou die pad sal loop, die trooster. Hy sê, as ek nie weggaan nie, kan die trooster nie kom nie. Kan hy nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So en ons weet mos, dit het gebeur toe Jesus opgevaar het, 10 dae daarna, het hy sy Heilige Gees uitgestort op sy disippels, net soos wat hy beloof het. En dan sê hy ook in Johannes 14 vers 16, ons het al daardeur gegaan, maar ek wil weer u herinner daaraan. Hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster. Ander beteken iemand net soos ek, parakletos, gee om by julle te bly, met ander woorde, tot in ewigheid. Sien jy daai tot in ewigheid? Met ander woorde, hy het die Heilige Gees gegee. In die Ou Testament het die Heilige Gees gekom en gegaan, en wanneer die Heilige Gees oor iemand kom, so Samson, was hy geweldig sterk. Salomo's, die Heilige Gees oor hom kom, het hy verskriklike wysheid gehad. En so Elia het wonderwerke gedoen, toe die Gees oor hom gekom het. Maar in die Nuwe Testament sê Jesus, die Heilige Gees sal nie net kom kuier nie, maar hy sal by julle bly tot in ewigheid. Wat 'n belofte. Die grootste geskenk wat die Vader wil gee, is die ander helper wat net soos Jesus is. Hy's net soos Jesus. Hy sê ander helper. Daai woordjie allos, ander, in die Grieks beteken dieselfde een as Jesus. Hy kom om Jesus te kom vervang. Hoekom? Want toe Jesus op aarde was hy in 'n fisiese liggaam. Hy kon net een plek op een slag wees. Maar nou kom hy deur die Heilige Gees, en deur die Heilige Gees kom woon hy binne in ons, en nou kan hy oral wees oor hierdie aarde, oral waar sy kinders is. Hy sê, dis die Gees van die waarheid, omdat wat die wêreld nie kan ontvang nie. So, as jy in die wêreld is en nog nie die Here ken nie, dan is dit onmoontlik dat jy die Gees kan hê. Hy sê, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. By julle, daar waar jy bly, daar's hy, en in jou, daar's hy, die Heilige Gees, daai groot geskenk. En kyk, dan sê hy, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. So Jesus vertroos hulle hierso, hy sê vir hulle, man, hier is die grootste belofte wat julle ooit kan. Met die Heilige Gees gaan julle nooit weeskinders wees nie. Ek gaan julle nie alleen laat nie, ek verseker julle, die Heilige Gees, die grootste geskenk, gaan altyd by julle wees. Glo dit. En dan sê hy, okay, die werk van die Heilige Gees, die helper. Hy sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So hy gaan die wêreld oortuig. Die woordjie oortuig beteken dat jy iemand oorreed het om die waarheid te glo. Dan is hy oortuig. So hy sê die werk van die Heilige Gees om ons te oorreed om die waarheid te glo. Oor sonde, oor geregtigheid en oordeel. Okay, nou baie keer kom mense en hulle noem hierdie goed in als so bymekaar, maar dis verskillende goed. Hy sê van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So Jesus is ons nou nie meer daar nie. So hy sê die Heilige Gees gaan die wêreld oortuig van sonde. Nie vir ons nie. Hy gaan ons help om te glo in geregtigheid. Dis die volgende een. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Hy sê, ek gaan na my Vader toe, julle gaan my nie meer sien nie, maar die Heilige Gees gaan julle altyd oortuig van die waarheid van geregtigheid. En dan die laaste ding wat hy sê van oordeel,
omdat die owerste van hierdie wêreld, want nou wat is die owerste? Die Engels sê the prince of this world, dis die duiwel van hierdie wêreld geoordeel is. Nie geoordeel sal word nie, omdat hy geoordeel is. Nou wat beteken hierdie vir ons as gelowiges? Wanneer ons hierdie geskenk van die Heilige Gees, in die eerste plek gaan hy ons oortuig en die wêreld oortuig van sonde. Sonde, die woordjie sonde, harmatia, beteken to mis, om die doel van die lewe te mis. So die Heilige Gees, hy sê wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So hy is 'n leidsman, net soos Jesus sy disippels gelei het as die herder, so is die Heilige Gees. Hy kom lei ons in die waarheid. Hy oortuig ons van die waarheid. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor by Jesus en by die Vader, sal hy spreek en ook toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou jy weet, mense soek altyd na raad en waar moet ek gaan en wat moet ek doen en kom ons maak dit nou prakties. Baie keer dan sê nou maar ek wil verhuis, dan wonder ek, gaan dit nou werk, jy weet, ek soek raad en ek raadpleeg vriende en ek raadpleeg teenoor, ek raadpleeg daai en baie keer werk dit en baie keer werk dit nie. Maar die Heilige Gees ken die toekoms. Onthou, hy is God. Hy is nie gebonde aan tyd nie. Hy weet wat is die bestemming, wat is die doel van die Vader vir jou en vir my. En as ons twyfel oor iets, sê nou maar jy wil 'n belegging maak of jy wil skuif of jy wil iets doen, vra die Heilige Gees. Moenie vir AI vra nie. AI het 'n soort van 'n hulpmiddel geword, maar vra die Heilige Gees, want die Heilige Gees weet alles. Hy is die Gees van wiskunde en wetenskap. Dit sal ek vir u wys. Hy is die Gees van tegnologie. Hy is die Gees van alle idees. Hy is die een wat alles weet. Hy is die Gees van wysheid en kennis. Dis een van die Heilige Gees se eienskappe. Hy ken alles, hy weet alles. En hy sal alles wat hy by die Vader hoor en wat by Jesus hoor, selfs toekomstige dinge, sal hy aan ons vertel. So, moenie dat ons hulp by ander goed gaan soek nie, maar kom ons gaan soek ons hulp by die Heilige Gees. En hy oortuig ons ook. Hy is die Gees van die Here in ons, die wet van die Here in ons. Ons het nie meer die 10 gebooie nie, maar ons die Heilige Gees. Hy sê ek sal my Gees in julle binneste sit en hy sal julle oortuig. Luister na hom. Luister, ons moet leer om te hoor wat die Heilige Gees sê. En as jy stil word en oor iets of jy voel daar's nie vrede in jou hart nie, weet dit is die Heilige Gees wat jou herinner jy is nie in die waarheid nie. Hy sal jou altyd in die waarheid lei. Hy sal nie dat jy misluk nie. En wat 'n wonderlike ding is dit, as ons wil altyd suksesvol wees in alles wat ons doen, kom ons vra die Heilige Gees. Kom ons vra hom, hy het gekom, hy's hier, hy bly by ons. Maar onthou, hy is 'n gentleman, hy gaan hom nie opdring aan ons nie. Hy wil hê ons moet hom vra. Wanneer ons hom vra, dan sê hy, sal hy kom en ons in die waarheid lei. Dit is die belofte wat die Vader ons gemaak het. So dis prakties, kom ons maak dit prakties in hierdie lewe. Vir alles wat jy leiding nodig het, vra die Heilige Gees. Hy sal jou maak dat jy nie die doel mis nie. Jy sal elke keer die target slaan as jy die Heilige Gees vra. Ek het nou die dag gehoor van 'n getuienis van iemand wat 'n stuk grond wou koop en hy het gebid daaroor. En toe kry hy daai vrede in sy hart dat hy moet dit doen. En daai stuk grond het soveel werd geword, 100 keer meer as wat hy dit voor gekoop het. En dis die ding wat die Heilige Gees ons mee kan help. As jy wil weet waar moet jy jou geld belê, hoe moet jy dit doen? Vra die Heilige Gees. Vra hom. Moenie na die wêreld toe gaan nie. Vra die Heilige Gees. Of as jy iets moet aankoop of iets moet verkoop, vra hom. En luister,
en hy sal jou lei in die waarheid, want hy lei in die hele waarheid. En hy spreek alles wat hy hoor ook en hy ken die toekoms. OK, so in die tweede plek, die oortuig van geregtigheid. Wat beteken dit? Hy sê in Johannes 16 en van geregtigheid. Nou wat beteken geregtigheid? Dit beteken om aan die regte kant van God te wees. Omdat ek na my Vader gaan en julle sal my nie sien nie. So Jesus is nou nie meer daar om vir hulle te wys hoe moet hulle die pad regloop nie. Hy sê maar die Heilige Gees, hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy gaan dit vir julle verduidelik. Wat is geregtigheid? En dan lees ons in Johannes 6:16-15, alles wat die Vader het is myne. Daarom het hy gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig, om julle te oortuig. Julle verkondig, hy sal dit met julle deel. Hy sê julle oortuig van die waarheid daarvan. Hy sê want almal wat deur die Gees, en hierdie kom uit Romeine 8, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. OK? Leiding deur die Heilige Gees. Want julle het nie die gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. So hy oortuig ons ook van ons geregtigheid, dat ons vrede met die Vader het, dat God ons Abba is, dit meen ons daddy. Hy oortuig ons van ons geregtigheid van God in Christus Jesus. Hy sê die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So die Heilige Gees het gekom om met ons gees te getuig dat ons weet ons is kinders van God en ons hoef nie te twyfel nie, want ons sien nie meer vir Jesus nie, maar die Heilige Gees oortuig ons. Hy lei ons in die hele waarheid. En as ons kinders is, luister wat sê hy, as ons kinders is, dan oortuig hy ons ook van ons erfgenaamskap. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom lei, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. So hier is nog iets wat hy ons sal oortuig, dat ons die erfgename van God is. Mede-erfgename van Christus, erfgename van die Vader. Wat 'n groter rykdom is dit, dat hy is daar om wanneer ons voel, ons is kom tekort, om vir ons te sê, nee, ons is erfgename van die Vader. Ons het alles, die erfporsie is op ons naam, en hy is die een wat dit bevestig. Jy sal nou sien wat sê hy in Johannes 16. Hy sê, kom ons kyk eers na Johannes 16 vers 11, en die laaste ding wat hy ons van sal oortuig is van oordeel. Maar nie dat ons geoordeel is nie, maar die owerste van die wêreld geoordeel is. Nou wie is die owerste van die wêreld? Die prins van die wêreld, die duiwel. Hy sê hy gaan ons oortuig, die duiwel is klaar oorwin. Hy sê en wie julle ook, en nou kom Paulus en hy skryf verder oor dit, en hy sê en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie, julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. So die Heilige Gees het gekom om al die beloftes wat God gemaak het, in ons te verseël. Die seël, die stempel is daarop, dis die Heilige Gees. Hy sit sy stempel daarop, dat alles wat die Vader ons beloof het, is ons in. Kyk wat sê hy, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Nou hier is baie groot woorde, maar onderpand beteken die verloofring van ons erfdele. Onderpand is 'n deposito. Die Heilige Gees is die deposito wat sê ons het 'n erfdeel vir ewig en dat hy ons gaan kom verlos wanneer hy ons kom haal en wanneer ons saam met hom gaan wees. Hy sê daarom dan sê Paulus, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie.
Hy sê, ek bid vir julle. Kyk wat sê hy, wat bid hy? Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid, openbaring en kennis van hom mag gee. Hy bid dat die Here ons die gees van wysheid, openbaring en kennis, dis hierdie geskenk waarvan ek praat. Hy is die gees van wysheid, openbaring en kennis. Hy sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet. So die Heilige Gees het gekom ons dan oortuig, sodat ons kan weet wat die hoop van God se roeping vir ons lewe is, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfenis onder die heiliges is. So, die Heilige Gees is die seël, dis die stempel wat ons oortuig, ons is erfgename van God, ons roeping is van God, ons het rykdom en heerlikheid in hom, tot in ewigheid. Kyk wat sê hy, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. So die Heilige Gees is die grootste krag, uitnemende grootheid van sy krag. Hy praat van die woord wat hy hier gebruik in Grieks is hyper, soos hy hypermaat. Hy sê as jy dink aan krag, hier is hyperkrag. Groot vir elkeen wat glo. Hy sê na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. So wie het Christus opgewek? Die Heilige Gees. Sy krag, daai uitnemende grootheid van daai krag, daai opwekkingskrag, het Christus opgewek op die 3de dag. En hy het opgestaan en hy lewe tot in ewigheid. Nou ek het in hierdie week 'n interessante artikel gelees oor die piramides en hoe dat die piramides ontwerp is en die koning se troonkamer waar hy begrawe is, die farao, so ontwerp was dat die son, die energie van die son en dat van die stene klank maak, bedoel was om sulke groot klank te maak, dat daar opwekkingskrag in die piramide kon kom en dat die farao opgewek kan word. Maar die farao is nie opgewek nie. Hy is gemummifiseer. Hy is 'n mummie. Hulle het al die goud en alles wat hy nodig gehad het, al sy besittings saam met hom begrawe in daai troonkamer. Maar as jy na Egipte toe gaan, jy gaan na die piramides toe, dan lê die farao daar. Hy's gebalsem, hy's dood. So die Egiptenare het probeer om opwekkingskrag te maak wat farao kon opwek, maar nog geen mens, geen wetenskap kon mense uit die doodheid opwek nie. Hier is dit, die Heilige Gees het Jesus, daai hyperkrag het Jesus uit die dood uit opgewek, en dis daai selfe krag wat ons het, halleluja, dis die selfe krag wat in ons kom woon, en al wat ons moet vra is, Heilige Gees, doen u werk in my, dankie dat u die geskenk is, onthou, hy is die krag wat in die begin op die aarde, toe alles woes en leeg was, het hy oor die water gebroei, en daai groot skepingskrag, in daai massa chaos ingeblaas, en dis wat alles lewend gemaak het. Net soos toe God ons geskep het, het hy ons uit die modder geskep, toe lê ons daar, volmaak 'n beeld wat gevorm is, maar wat dood is, toe blaas hy aan ons, sy gees, hierdie krag van hom, en toe word ons lewende siel. Sonder die gees kan ons nie, hy sê, hy sê, hy het hom uit die dood, Christus uit die dood uit opgewek, en hom laat sit aan die regterhand van die hemele. Hy het hom nie net opgewek nie, maar hy het hom koning van alles gemaak, bo alle owerheid, dis nou die bose en al die magte en alles wat daar is, mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstig. God het seker gemaak, dat Jesus die koning van die konings is. Maar ons, hy sê, kyk wat sê hy van ons, hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof
die baas, bo alle dinge, aan die gemeente gegee. So waar is die gemeente? Ons is sy liggaam. So selfs ons het hy opgelig na hierdie vlak. Ons sit in hemelse plekke en ons sit in heerskappy saam met ons. Ons het mag oor alle bose magte. Want die Heilige Gees het ons saam met hom opgewek. As jy Efesiërs 2 gaan lees, sê hy het ons misdade lewend gemaak en saam met Christus laat sit in hemelse plekke. So al is jy die klein toontjie van die liggaam van Jesus, dan het jy nog hierdie autoriteit van die Heilige Gees ons in Christus gegee het. Halleluja. Prys die Here. Daarom sê Paulus in Romeine 8, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet van sonde en dood sê, dis soos die wet van swaartekrag. As jy gesondig het, gaan jy sterf, jy gaan siek wees, jy gaan ellende beleef. Maar die wet van die Gees in die lewe in Christus Jesus sê hy het jou vrygemaak. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus, hier noem hy die Heilige Gees, die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En kyk dan sien hierdie belofte. En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, as dit die waarheid is, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daai Gees wat Jesus uit die dood, daai geweldige krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon vanmôre in ons, wat die Heilige Gees ontvang het. Hy woon in ons, en daarom het ons daai groot krag. En dan Paulus, wanneer hy afsluit in sy briewe, baie van sy briewe, dan sê hy hierdie, die genade, die guns van God, van die Here Jesus, en die liefde van God, en die koinonia, die gemeenskap, communion van die Heilige Gees, sy met julle almal. Hy het gekom om die hemel in ons harte te bring. Hy het gebring om ons in die hemelse plekke te laat sit. Hy het gekom om saam met ons te wandel en ons in die waarheid te lei. Hy het gekom om ons daai uitnemende groot krag in ons lewe te gee, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees deur Jesus Christus. Die Gees van God, die Heilige Gees, is die een wat ons nodig het. Dis die geskenk, die grootste geskenk. Kom ons ontvang dit. Kom ons neem dit. Kom ons vra hom vanmôre, Heilige Gees, kom help my. Ek het na so 'n mooi getuienis geluister en ek wil hiermee afsluit van, ek het dit op die groepie gesit ook, en ek sal dit vanmôre op die groep, op die ding ook post, as ek die video post, van Reinhard Bonke, wat in sy lewe het hy in Afrika, die dienste wat hy gehou het, die veldtogte wat hy gehou het, 55 miljoen mense, terwyl hy het in daai tyd tot bekering gekom. Maar hy was 'n sendeling in Lesotho, jong sendeling. Ek weet, ek het baie na hom geluister, en toe ek nog 'n jong pastoor was in die gemeente, was hy vir my een van die helde, en hy was in Lesotho, en hy sê, hy het 5 mense in sy kerk gehad, en hy kon nie 5 van hulle oortuig om reg te kom nie. En toe besluit hy, maar hy gaan iemand nooi wat hulle gesê het, he's the man of God, wat vir siekes bid, en dan word hierdie mense gesond, en hy nooi die man, en die man sê toe, nee, hy sal kom vir die Vrydag, vir die Saterdag en die Sondagoggend, net vir 2 dienste. Hy sê in die Saterdag aand toe hierdie ou gepreek, en die mense het gekom van oral. Hy sê,
krepeles, blindes, dowes, hulle het oor die berge kom loop met die voet, omdat hier is nou the man of God, want hulle het dit so adverteer. Hy sê, en daar het niks gebeur nie. En hy het gebid, 15 minute gepreek, en toe sê hy, vir Reinhard Bonke, ek gaan nou die diens afsluit, en Reinhard Bonke sê, maar wat van hierdie siek mense, hulle het almal gekom dat jy vir hulle moet bid, en hy sê, nee, sorry, ek sal môre vir hulle bid. In elk geval, die volgende oggend toe hy die ou gaan oplaai by die hotel, toe staan die ou in 'n safari pak, met 'n kortbroek, en hy dink, waar is hierdie ou nou op pad? En hy sê, maar jy kan nie so kerk toe gaan. Hy sê, nee, maar ek gaan nie kerk toe, en ek gaan terug huis toe. Hy sê, maar jy kan dit nie aan my doen nie. Hierdie mense kom met soveel verwagting, en jy kan dit nie aan my doen nie. Jy kan my nie alleen los nie. En hy sê, sorry, ek gaan. Die Heilige Gees het gesê, ek moet gaan. En hy sê vir hom, hoor, die Heilige Gees sal nie so iets vir jou sê nie. Maar in elk geval, die ou is toe weg. En hier sit hy klim toe in die kar en hy ry. Kom maar by die, hy sê, en daar is 'n skare van mense. En hy bid, hy sê, Here, vanmôre moet U my help. Heilige Gees, U moet my help. Ek is 'n zero. Hy sê, want sy pa het vir hom gesê, hy's 'n zero. Hy sê, maar toe die Heilige Gees en Jesus was die een wat laat langs my kom staan het, en toe word ek 10. Toe is ek nie meer 0 nie. En hy sê, en hy begin 'n preek, want die mense kom en sê, waar is die man of God? Hy sê, nee, hy is huis toe, maar ek gaan preek, en hy preek, en terwyl hy preek, kom die Heilige Gees oor hom, en die Heilige Gees sê vir die bid vir die blinde mense, en hy sê vir die skare, are there any blind people in this meeting? En 4 ouens steek hulle hande op wat totaal blind is. En hy begin en hy sê die woorde, hy sê, in the name of Jesus, blind eyes open. En toe hy dit sê, toe begin daai ouens uitskree, toe word al 4 van hulle se oë geopen. En toe's daar chaos. Hy sê die mense dans voor die Here. Die krepeles begin opstaan en begin loop, en dit is waar sy bediening begin het. Dat dooies onder sy bediening lewendig geword. Ek sal vir u die video post, dan luister u na dit. Hy is nou al oorlede, hy leef nie meer nie. Maar luister daarna, as die Heilige Gees jou helper is, kan jy 'n 0 wees, maar jy word 'n 10 as die een langs jou kom staan. En dis wat gebeur het met die disippels op die dag van Pinkster. Petrus, wat 'n verlonaar was, het opgestaan en gesê, julle het Jesus gekruisig, en daar 3000 mense tot bekering gekom op een dag. Mense wat ons nodig het, is hierdie belofte van die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek stuur hom, en hy sal by julle wees tot in ewigheid. Maar as ons in ons eie krag dinge wil doen, dan gaan dit ook nie werk nie, dan gaan ons misluk. Maar wanneer ons wag vir die belofte, en die belofte van die Heilige Gees vra, kom help my Heilige Gees, help my met my huwelik, help my met my besigheid, help my met dit wat ek moet doen, help my met alles in hierdie lewe, sal u sien, dis die grootste geskenk wat God vir ons kon gee, want hy is alles. Dit is die krag van God in Jesus, die uitnemende krag, grootheid van die krag, wat uit die dood uit mense kan opwek. Dis daai krag, die persoon van die Heilige Gees. En as jy sukkel, God het nooit bedoel dat ons moet sukkel nie, maar hy het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te help in alles. Vra hom, Here, ons kom vanmôre na u toe, en ons kom soos kinders, want u het gesê, ons hart moenie bedroef wees nie.
Want dit is vir ons voordelig dat U weggaan, sodat die Gees van die waarheid kan kom. En ons bid vanmôre, ons vra Heilige Gees, vul ons, help ons, lei ons, oortuig ons. Wees U die krag in ons lewe, want ons is sonder U is 0, maar met U is ons 'n 10, 'n 100, 'n 1000, 'n 10.000, 'n miljoen. In Jesus naam. Amen. Die Here seën vir U baie ryklik. Ek gaan stop en vat vanmôre hierdie belofte. Maak dit U eie en probeer om daarin te lewe. En U sal sien, dit sal so maklik word. In Jesus naam. Amen.